Soos beloof, kyk ons elke eerste Sondag in die maand 'n bietjie nader na die nagmaal. En vandag praat ons daaroor dat die nagmaal Jesus se kruisdood verkondig. En die sleutelvers daar is 1 Korintiërs 11 vers 27, waar Paulus sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, hy sê so dikwels. En ek dink dit is belangrik om daarop te let dat dit iets is wat dikwels moet gebeur. So maand of 2 gelede was ek by die Somerset Wes Baptiste Kerk en daar het ek 'n baie besondere belewenis gehad toe die hele diens, die hele bymekaar kom, net oor die nagmaal gegaan het. En ek dink partykeer word ons eintlik maak ons 'n fout deur te sê dis 'n nagmaaldiens, terwyl dit maar net 'n diens is waar die nagmaal bedien word. Maar soos ek sê, dikwels dui meer na elke keer as gereeld of vasgestelde dae. Dis meer gerig op gemeenskapsdeelname as iets wat jy alleen kan doen. Nou, ek sien dit is verkeerd nie, maar ek dink dit gaan eintlik meer oor die gemeenskap wat saamkom. Daar is nog 'n woordjie in hierdie gedeelte wat baie belangrik is en ek gaan ook na hom verwys, naamlik julle. Nou julle is beslis nie enige mens of 'n groep mense nie. Die julle is gelowige mense wat weet wat hulle doen. Met ander woorde, dit is ons wat by mekaar kom. Ons wat weet waaroor dit gaan. En wanneer ons dan by mekaar kom en volgens hierdie gedeelte verkondig ons, is dit meer as net 'n seremonie tydens 'n Sondagoggenddiens of 'n Woensdagoggend by die intercessorsgroep of elders by ander byeenkoms waar die nagmaal gebruik word. Dit gaan meer daaroor om die simboliek van die brood en die wyn te verstaan en dit uit te leef. Dit is om die voorbeeld van Jesus te verteenwoordig. 'n Ander term wat hier gebruik word is die dood van die Here. Nou, dit gaan baie meer as om net te praat oor dit wat daar aan die kruis op Golgotha gebeur het. Dis belangrik, maar ons verkondig tog meer as net die feit dat Jesus gesterf het. Ons verkondig dat hy ook die dood oorwin het. Dat hy opgestaan het en die graf verlaat het. Ons verkondig ook dat hy aan baie mense verskyn het. Ons verkondig dat hy deur sy dood die versoening vir ons bewerk het. Versoening tussen elke mens en die Skepper God. Ons verkondig dat hy opgevaar het na die regterhand van die Vader, van waar hy nou vir ons voorspraak doen. Ons verkondig dat omdat hy gesterf en opgevaar het, die Heilige Gees gekom het, soos hy beloof het. Maar ons weet ook, ons verkondig totdat hy kom. Ons verkondig totdat hy op die bestemde tyd wat die Vader bepaal het en hy al weet wanneer Jesus terug gaan kom, gaan terugkeer. Markus 13 vers 32 is die teks daar. Hy sê, hy gaan terugkom om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het, volgens Openbaring 22 vers 12. Die wat goed gedoen het, om op te staan en te lewe. Die wat verkeerd gedoen het, om op te staan en veroordeel te word, volgens Johannes 5 vers 29. Nou, al hierdie dinge maak van die nagmaal 'n besondere byeenkoms. 'n Byeenkoms wat ons saam kyk na dit wat die Here gedoen het en saam verkondig wat hy gedoen het en vir mekaar ondersteun in hierdie baie belangrike voorreg. Ons dank die Here vir die voorreg om saam te eet en te drink. Ek nooi jou
om dit dan nou ook daar waar jy nou is, indien dit vir jou moontlik is, die brood te breek en die beker te drink en vir die Here te sê, dankie, ek verkondig u dood totdat u kom. Here, baie dankie vir die voorreg om saam te kom. Al is ons nie direk by mekaar nie. Ons het kontak met mekaar deur die krag van die Heilige Gees en ons almal saam. Dank u vir die voorreg om nou te kan eet en drink tot eer van u wonderlike naam en te verkondig. Amen.